So vanoggend, en dit, die woord wat die Here op my hart gelê het, gaan nou in aansluiting met gister se diens. En gister het ons nou Renier se diens gehad en ons het gehoor hoe Renier mense se harte aangeraak het. En ons het gehoor, ons het 'n boodskapie was gelees van hierdie vrou, ek dink dis 'n vrou, wat hierdie mooi boodskapie geskryf het om te sê hoe Renier haar lewe aangeraak het toe sy op 'n baie gebroke plek was. En toe laat dit my dink, weet, wat wil ons eendag hê met hulle op ons diens sê? En weet, ons dink nie baie daaraan nie. Ons dink dis maar net nog 'n ding, ons sterf en ons gaan nie worry wat die mense na die tyd van ons gaan sê nie. Ons worry nie, né? Daar's party mense wat so lewe en dink jy sê, ek kan almal kwaad maak hier op aarde, ek gaan nie worry wat hulle van my te sê nie. Maar dis eintlik baie belangrik wat die mense van jou te sê gaan hê. Die dag as jy sterf. En ek weet, ek wil nie eendag geken word vir die persoon wat net lekker sop kan maak nie. Of die persoon wat snaakse grappies maak nie. Ek kan nie snaakse grappies maak nie, maar ek wil nie geken word as daardie persoon. Ek wil nie net geken word vir dit wat ek op aarde gedoen het, wat goed was in menslike oë nie. Ek wil onthou word vir die werk wat die Here deur my kon doen. En nie omdat ek 'n pastoor is nie, maar omdat ek 'n diensknegt in diens van die Here staan. En elkeen van ons staan hier so in diens van die Here. So, dit is nie net omdat ek hierdie roeping volg nie, maar elkeen van ons het 'n roeping op ons lewe. En dit gaan oor, wat gaan jy in daardie roeping agterlaat? Wat gaan mense op jou begrafnis kan sê, Jessie, Barbara, sy kon mens ondersteun, sy het Jesus liefde gehad, sy kon 'n mens so toevou met Jesus liefde, mens kon dit gesien het. Nie net, sy was altyd diensbaar by die kerk, en sy het altyd goed gewerk in die kerk nie, maar wat het sy gedoen in haar roeping wat die Here haar toegeroep het? Dit is wat ek eendag wil hoor, want dit is ons vingerafdruk wat ons nalaat in die wêreld. En dit is waar ek vanoggend met jou wil praat, is, wat is jou vingerafdruk wat jy nalaat in die wêreld? En ek wil dit gekoppel maak aan jou roeping. Want dit wat jou roeping is dit wat jy is dit wat jy gaan agterlaat, en dit is jou vingerafdruk. En elkeen het so 'n unieke vingerafdruk, né? Ons kan nie byvoorbeeld saam op 'n vliegtuig klim en dan kom ons daar by douane en dan kan ek my vingerafdruk vir my familie gee nie, of jy weet, die polisiestasie kom by die polisiestasie en ek kan my vingerafdruk vir my man of my kinders gee nie. Elkeen sin is uniek en dit is joune, dit is net joune. En daai vingerafdruk sê, dit is Vivian. Dit kan nie Nathan wees nie, want dit kan nie dieselfde wees nie. Maar jou vingerafdruk is uniek. En God het elkeen uniek gemaak om 'n spasie te vul in die aarde. Dat jy moet dit net vir 'n oomblik indink, né? Dat dit wat jy vandag doen, imagine nou 'n ry bome geplant. En daai ry bome staan so bymekaar. Elkeen 'n groei, nie almal dieselfde hoogte nie, of nie dieselfde breedte nie, of wat ook al, of dra nie dieselfde hoeveelheid blare nie. Maar hulle staan in 'n ry. Maar as een boompie daar weg is, gaan jy sien daar's 'n spasie gelaat. Daar is nie meer iets daar wat daar was nie. Nou so is ons elkeen uniek. God het ons uniek. Hierdie is my unieke spasie wat God vir my geroep het, wat net ek kan volstaan. En as Angelique hier kom staan, of Navanda hier kom staan, is dit hulle unieke spasie. Hulle gaan nie bring wat ek bring nie, hulle gaan nie weet wie ek is nie. En dit is hoekom God ons elkeen geroep het, uniek vir ons roeping. God het ons elkeen geroep en gesê, Navanda, jy gaan dit bring na die tafel toe, na die liggaam van Christus toe, gaan jy dit wees. En elkeen van ons het ons eie unieke roeping vir wat ons op aarde na die liggaam van Christus toe bring. Wie onthou daai houtblokkies waarmee ons as kinders gespeel het? My kinders sal dit nou nie ken nie, want hulle het letters geken. Maar daai houtblokkie en dan het jy die vierkant en ons het dit in die kleuterskool, né? Nou, jy het so hard as wat jy kan. Ek weet nie of jy ook so dom was as ek nie, maar ek wou daai vierkant by daai sirkel inkry. Ek wou kyk of hy daar kan ingaan of die driehoek. Ek het hom alles probeer, maar hy wou nie.
Want hy is nie gemaak vir daardie spasie nie. Net die driehoek is gemaak vir die driehoek spasie en die sirkel vir die sirkel spasie. Jy is die afdruk van God op hierdie aarde. Jy is in sy beeld geskaap, het ons gister gehoor. Jy is uniek geskaap, hy het jou uniek geformeer. Niemand anders het hy gemaak soos het hy jou gemaak het nie, uniek. Handmade. Daar's geen ander persoon op aarde wat soos jy kan lyk nie, maar dit wat jy bring, verteenwoordig God op hierdie aarde. Dit verteenwoordig die Here, jy is sy beeld na hierdie wêreld toe. Jou etiket lees, handmade, handgemaak met liefde deur God. Not made in China, stored in cool place, weet nie wat so ding wat hulle sê nie. Handgemaak deur God met liefde. Omdat jy handgemaak is, ek weet nie, jy wat nou kuns doen sal weet, elke dingetjie wat jy hand maak, is nie met 'n masjien so gecopycat nie. Elke enetjie wat jy maak, kom anders uit. En partykeer kry jy 'n floppietjie, maar jy kan hom mooi inkleer en jy kan hom mooi maak en hy kan nog steeds sy werk doen. Maar elke een wat jy hand maak, beteken hy gaan nie dieselfde as die een langs hom lyk nie. En dit is hoekom God ons so gemaak het. Sodat ons, dit wat wie ek is dit wat ek bring vir God. En God het my spesiaal geroep. En nou nie my spesiaal, ek is spesiaal nie. Maar God het elkeen van ons spesiaal geroep in ons roeping, omdat hy geweet het, net jy kan daardie doen. Net jy kan daai taak doen wat hy vir jou uitgesit het om te doen. Jy alleen is spesiaal gekies vir die aarde, vir daai doel. Omdat jy gemerk is deur God en die Here jou waardevol verby waardevol gesien het. Dit maak nie saak as die aarde voel, jy is nie waardevol genoeg volgens hulle standaarde nie. Vir God is jy handgemaak, spesiaal vir jou doel, waardevol verby. Ek lees 'n storie van 'n Amerikaanse toerist wat 'n halsnoer gekoop het toe hy op vakansie was en hy kom deur die douane, dis 'n halsnoer met 'n ambersteen op en hy kom deur die douane, Jessie, en die douane kostes het hom so baie gekos. En hy wonder, Jessie, hoe kan dit wees, hierdie ding het ek dan by 'n tweedehandse winkel gekoop vir next to nothing. En hy kom by die huis en hy wil hom laat waardeer en hy gaan na die plek toe wat goeders waardeer en hy laat hom, deur die juwelier en hy laat hom waardeer en dis net $25,000 en hy dink, nee, dit klink nie vir my reg nie. En hy vat hom na 'n kundige toe. En daai kundige sê vir hom, hierdie ding is meer waarde as wat geld eintlik kan koop. En hy kyk op die ding en hy sien toe daar staan 'n naam en dit lees Napoleon Bonaparte aan Josephine. En hy sê, dit is wat hierdie halsnoer nou so waardevol maak. En vandag wil ek vir jou sê dat, omdat God ons gemerk het in ons roeping, en omdat sy naam op ons is, omdat ons God se ewebeeld is ons waardevol verby vir die koninkryk van God. Daar kan nie 'n waarde, 'n wêreldse waarde op ons gesit word nie. Die Here het jou met sy eie hande gemaak en sy naam is op jou geskryf. Spesiaal geskape vir die roeping waarin jy staan. En ek wil vir julle lees Efesiërs 4 vers 1 sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene van die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Iets wat die Here op jou hart gelê het, 'n droom, 'n visie, 'n passie, dit word uniek met jou storie verbind. En dit is wat jy gaan agterlaat eendag, as jy nie meer hier is nie, is jou storie. Die mense gaan jou lewensverhaal vertel en sê wie en wat jy op hierdie aarde was. En ek wil geken word as die persoon wat Christus verteenwoordig het hier op aarde. Wat my roeping volgestaan het. En ons storie is ons afdruk wat ons agterlaat. En ons afdruk is 'n simbool van ons doel en van ons roeping. Johannes 15 vers 16 sê, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om
vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle ook al die Vader in my naam vra, hy julle dit kan gee. Kan jy dink die Here het jou spesifiek gekies vir wie jy is, om vrug te kan wees wat uniek is vir die wêreld daar buite. Jy is besig om in 'n wêreld jou roeping, jou passie, jou unieke vrugte te plant, jou afdruk te gee op die wêreld daar buite. En 'n roeping is eenvoudig daar waar jy 'n verskil maak vir Jesus op aarde. Jou roeping gaan nie net oor jou nie, maar dit gaan ook oor mense om jou. En ek dink ek het dit al voorheen gesê, die storie van Jona laat my altyd daaraan dink. Sien Jona in die vis se maag. Ons almal ken dit van die sondagsskoolse tyd af. Almal ken Jona se storie as net Jona was in 3 dae in die vis se maag en hoe wonderlik dit was dat die vis hom uitgespoeg het en hom nooit geëet het nie en die storie stop daar. En dit is hoekom ons Jona vandag ken. Maar dit is nie eintlik al waaroor die storie gaan nie. Dit is eintlik nie eers regtig waaroor die storie gaan nie. Dit was eintlik, ons sien dit dan nou, dit is Jona se fout wat hy gemaak het en God het hom in sy ongehoorsaamheid vasgevang en hom gevat daar waar hy moet wees. So die vis was net die voorwerp wat God vir hom gesê het, luister hierso, jy gaan nou doen wat ek vir jou gevra het. En jy gaan doen dit wat ek jou toe geroep het om te doen. Maar sien, ons het net gesien Jona se fout en die vis is nou vir ons nou hierdie, dit is ons Jona ken. Maar Jona het gegaan toe hy eventually toe nou daar gekom het en het gesê, okay God, ek was nou in die vis se maag 3 dae en ek was nou uitgespoeg en ek het dit oorleef. Wat wil jy hê moet ek doen? En hy het gegaan en God het hom gebruik. God het vir hom gesê, spreek net soos wat ek vir jou sê om te spreek. En daai hele land, daai hele dorp, sou God verwoes het. Maar omdat Jona gegaan het en hy het gespreek wat God vir hom gesê het, is al daardie mense gered. En dit is eintlik Jona se storie. Dit is eintlik waaroor Jona gaan. Dat hy gegaan het toe nou maar eventually in sy roeping. Maar sien, omdat almal nou net hom sien as Jona in die vis, is omdat hy nie eerste sy roeping geantwoord het nie. So nou gaan niemand hom ken as Jona wat God deur hom gewerk het om 'n hele dorp te red nie. Hoeveel duisende mense was daar gewees wat gered is as gevolg van omdat God deur Jona kon gewerk het nie. Maar almal ken hom net as Jona in die vis, sy fout wat hy gemaak het. Sien, ons kyk die afgelope week. Kom ons vat die afgelope week. As jy net die afgelope week vat met almal wat jy nou in kontak was en jy moet nou vandag sterf en net daai mense kom na jou begrafnis toe. Wat gaan hulle van jou sê? Wat gaan hulle sê, wie was jy gewees? Onthou, party mense lees ons soos 'n Bybel, né? En vir party mense daar buite is ons die enigste aanraking na 'n Bybel wat hulle kry. Kinders van die Here word fyn dopgehou deur die wêreld. En hoor mooi, ek wil dit 2 keer sê, dat julle dit mooi kan hoor, hulle oordeel die Here volgens die mate wat ons is. Hulle sê nie, o die Here is goed, maar hierdie ou is sleg nie, nee. Daai ou Jeseen, daai ou is van 'n kerk, sit elke Sondag in die kerk en kyk hoe gaan daai persoon aan, né? Ek gaan nie kerk toe gaan nie. Ek stel nie belang in die Here nie. Hulle meet die Here op met dit wat ons doen. Nie, hulle meet nie ons op en sê, ook ons is maar net 'n slegte Christen nie. Hulle kan dan al die kinders van die Here, al die kerke onder dieselfde kam. Ek meen, hoeveel keer het ons nie al gehoor, jy sê, moet pas op vir daai wat loop met die Bybel onder die arm nie. Julle. En dit is nie almal wat so is nie. Maar ongelukkig, daar is mense wat die Here dien, wat nie werklik waar die Here dien nie. Wat nie werklik waar vir die Here lewe nie, en dan gaan hulle buite toe en daai mense in die wêreld lees daai boek, lees daai Bybel wat hulle verteenwoordig. Ek meen, as jy vandag moet weet dat mense kyk na jou en sien Jesus, dan wie gaan jy dan volgende keer vir iemand anders te wees? As hulle na jou moet kyk en moet sê, dit is wie Jesus is, dan hoe gaan jy dan lewe?
Watse tipe lewe gaan jy lewe? Jy gaan alles in jou vermoë doen om die beste weergawe van daai Jesus 'n persona te wees wat jy kan wees. Want jy wil nie hê hulle moet Jesus opmeet met jou standaarde nie. Ons as mense is nie eers waardig genoeg nie. Ons val en ons is sondig en ons sukkel. Maar die wêreld daar buite meet ons op met dit. Hulle meet Jesus op met dit wat hulle in ons sien. So vra jouself, hoe eer jy God se koninkryk? Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. Wat doen jy om die koninkryk van God te bou? Alles wat jy elke dag doen, bou of breek die koninkryk van God hier op aarde. Dit wat jy aan iemand anders te doen, of hoe jy reageer in 'n situasie, bou of breek hoe ander mense dit sien. Lewe jy 'n lewe wat mense na Jesus kan lei? Dit wat jy eendag gaan agterlaat, kom ons sê hierdie plek sit vol eendag met jou begrafnis, en dan gaan daar hoeveel mense wees wat gaan getuig, was dit nie vir Maureen nie, het ek nie my hart vir die Here gegee nie. Was dit nie vir Maureen wat vir my gewys het hoe die Here is nie, was ek nooit gered nie. Is dit nie wat mense wil hoor eendag op jou begrafnis nie? Reg deur die Bybel het die Here mense geroep en gebruik, en tot vandag toe nou nog kan ons deur die Bybel blaai, en ons almal weet wie's Moses, en ons almal weet wie's Johannes, en ons almal weet wie's Paulus en Dawid, en ons kan hulle almal opnoem. Ons weet wie hulle is, want hulle het 'n afdruk gelaat vir dit wat God hulle toe geroep het, en vir dit wat hulle vir God gedoen het hier op aarde. Hulle het daai afdruk gelaat, en baie mense na hulle word in daai selfde stempel. As jy nou moet vat Moses, wie het na hom gekom? Joshua het hom ingevat. En Joshua moes opgemeet het met Moses se standaarde, want Moses se standaarde was God se standaarde gewees. En Joshua moet opmeet met Moses en met God se standaarde. En so moes hy gelewe het. So, ons vingerafdruk is baie belangrik, dit wat ons agterlaat. God het mense geroep om dit wat hy deur jou wil doen, op hierdie aarde na te laat. En gisteraand terwyl ek nou oor hierdie nou soek, en ek soek nou oor vingerafdruk, nou dink ek jy moet ietsie nou kry met 'n vingerafdruk, en ek kom op 'n ding af van 'n persoon wat 'n skildery gemaak het, God's Fingerprint. Ek weet nie of julle al daarvan gehoor het nie, maar gaan kyk dit bietjie. So hierdie manspersoon, hy wou graag 'n skildery van 'n fingerprint gemaak het. En hy het nou vingerafdrukke gaan Google en hy het dit van ondersoek, en wat is 'n vingerafdruk, wat beteken dit, en hy kom op die konklusie dat elke vingerafdruk is uniek en dit is anders, maar elke vingerafdruk het 66 ringetjies. Elke vingerafdruk het 66 ringetjies. En hy gaan toe en hy gaan bid daaroor, en hy het nie geweet wat gaan hy hierdie skildery noem nie. En hy gaan bid daaroor, want hy wil nie net 'n vingerafdruk teken met lyntjies nie. Dis mos nou maar, dit is nie uniek nie. En hy gaan Google en hy sien dat hierdie woord van God het 66 boeke. En hy vat daai 66 boeke wat in hierdie woord is, en hy haal een versie en hy daaroor gebid vir lank. Julle kan die video gaan kyk op YouTube, by God's Fingerprint. Hy het lank daaroor gaan bid vir elke versie. God, wat se versie moet ek uit hierdie boek uithaal? En hy het dan, waar hy die lyntjies sou trek met die fingerprint, het hy die versie so klein fyn geskryf. 66 versies uit 66 boeke van die woord van God. En dit is die vingerafdruk van God. En hy het dit in goud gemaak, sodat as jy dit so hou, en die son weer kaats op dit, dan is dit soos God se heerlikheid wat met jou praat. En dit was vir my so mooi geweest, en ek het so gewens ek kon die video eintlik net download, en dan kon ek dit vir julle gewys het. Julle moet dit asseblief gaan kyk, maar dit is wat God met ons wil doen. Hy wil hê die dag as Vivian nie meer op hierdie aarde is nie, en ek het my vingerafdrukkie gelos, dan wil hy sien, wat het ek gedoen vir hom, vir sy eer, vir sy koninkryk, vir dit wie hy is.
Wat se vingerafdruk het ek agtergelaat wat hom verteenwoordig? Nie myself nie wie en wat ek is nie, so kom ek sê, ek wil nie geken word vir enige persoon wie ek was nie, maar vir dit wat God deur my kon gedoen het. En ek het net die kort boodskap vanoggend met julle, en ek wil dit net vir julle bylaat, dat julle daaroor gaan dink in die week, want so vinnig is ons lewe verby. En dan wat het ons gedoen met ons tyd hier op aarde? Wat het ons gedoen vir God met ons tyd hier op aarde? Wie het ons aangeraak in 'n positiewe manier vir God? Want hulle lees ons en hulle meet God op met wat ons vir hulle teenwoordig. So verteenwoordig God vir wie God is, vir wat hierdie woord sê ons moet wees. Dis nie altyd lekker en ons wil nie altyd al hierdie dinge in hierdie woord, dit maak seer. As ons met alles bybly en ons met alles gehoorsaam. Maar dit is al hoe God ons gaan verander, sodat ons sy vingerafdruk op hierdie aarde is. So mag die woord in julle harte bly, mag die Here julle seën, en mag die Here met julle wees. So ons sal net opstaan en dan gaan ons net saam bid, en dan afsluit met gebed. Is dit reg? Ek wil ook vra, terwyl ons na afsluit met gebed, dat julle hande sal uitsteek na die punt aan die Sanet toe, dat ons net ook vir hulle kan bid in die tyd. Here, ek kom vanmôre, Here, en ek vra, Here, dat U met hom diep aan die Sanet sal wees, Here. Here, dat U hulle sal dra en hulle sal onderskraag, Here, en hulle sal krag gee, Here. Here, waar elkeen van ons hand na uitsteek na hulle, Here, doen ons 'n pledge, Here, om te sê dat ons sal hulle ondersteun en ons sal hulle dra in gebed en ons sal hulle dra in fisiese liggaam, Here. Maar Here, dat ons vra dat U hand oor hulle sal wees, Here. Here, waar hulle alleen by die huis van wees, Here, in hulle kamer en in die oggende vroeg wakker word, Here, voor die son nog op is, Here, voor enigiemand nog wakker is, Here. En daardie tye, Here, wil ek vra dat U met hulle sal wees, Here, in daardie alleen tye, Here, in daardie donker tye, Here, dat U met hulle sal wees, dat U hulle sal optel en hulle sal oprig, Here, dat hulle nie sal gaan lê nie, Here, maar dat hulle op U sal vertrou, Here. Here, ek vra dat U met hulle sal wees, Here, in hierdie tyd wat voor lê, Here, waar die verlange nog kom, Here. Here, ek vra dat U hulle sal help, Here, dat hulle elke dingetjie wat hulle moet doen, Here, op hulle pas sal doen en op so, Here, wat U hulle sal help, Here, en hulle sal saam met hulle stap, Here. Here, ek wil vra dat U hulle sal help, al die besluite wat hulle nog vorentoe moet maak, Here, dat U hand in dit sal wees, Here. Here, ek bid ook nou, Here, en ek sê dankie vir die diens, dankie vir die woord, Here. Dankie, Here, dat U met ons kom praat het, Here, en ons gees weer kom wakker maak het vanmôre, Here, dat ons sal besef, Here, dat ons verteenwoordig U op hierdie aarde, Here. Here, ek wil vra dat U ons sal help, Here, dat ons onsself sal inspekteer, Here, en sal kyk dit wat ons nie van U het nie, Here. Here, maar dat die vingerprint van U, Here, die dag as ons nie meer hier is nie, Here, dat dit op hierdie aarde sal bly, Here, dat hulle ons sal onthou nie vir wie en wat ons was nie, Here, maar vir wie en wat U in ons was, Here. Here, ek wil vra dat U ons sal help, Here, maak ons geestelike oë en ore oop, Here, sodat ons sal hoor, Here, dat ons fyn ingestel sal wees, Here, om die stem te kan hoor, Here, en te kan weet wanneer U met ons praat, Here. Here, help ons dat ons nie onnodig dinge sal doen, Here, wat die koninkryk van U op aarde afbreek, Here. Here, dalk doen ons dit onbewustelik, Here, en ons dink ons is reg, en ons dink ons is okay, ons doen niks skade nie, Here, maar help ons, Here, as ons iets doen wat enigiets afbreek, Here. Here, help ons om te bou, Here, help ons om groter te bou, U koninkryk hier op aarde, Here. Help ons om U liggaam te wees, Here, en die lede afsonderlik, Here, want ons kan nie een sonder die ander ene wees, Here. Ons is almal hier te saam, Here, en ons is elkeen 'n deel en 'n doel in die liggaam, Here. Ek wil vra, Here, dat U mense sal oprig in hulle roeping, Here, en hulle visie en hulle passie, Here, dat ons hierdie liggaam, Here, van U op aarde sal uitstuur na die wêreld daar buite toe, Here. Maar dat hierdie liggaam geen skade ly nie, of geen iets tekort kom nie, Here, maar dat ons
dat ons 'n goeie beeld van U sal wees, Here. Here, gaan met ons in hierdie week, Here, gaan met die mense wat nie vandag hier kon wees nie, Here, seën hulle ook, Here, waar hulle by die huis is, Here, die wat siek is, Here, wees met hulle, Here, genees hulle, Here. Here, dankie vir die genesende hand wat U op Tannie Rini se kleindogter gehad het, Here. Dankie dat U haar boete bewaar het, Here, dat U vir haar opgerig het met nuwe krag, Here. Dankie, Here, dat U haar uit die doodsklaue uitgered het, Here, en dat U nog wonderwerke vir haar gaan doen, Here. Dankie, Here, vir hulle gesinnetjie wat gaan groei, Here, en hulle gaan nog baie kinders hê, Here. Dankie vir U hand ook daar, Here. Here, ek vra dat U met ons sal wees ook, Here, in die week. Versterk ons, Here, en bemoedig ons, Here. Help ons dat ons mekaar bemoedig, Here. Dankie vir alles wat U vir ons doen, Here. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.